Goeiemôre geliefde, welkom op hierdie bewolkte Dinsdagoggend. Ons het Sondag daaroor gepraat. Nou as dit so is dat 'n mens feitelik elke slag teenstand sal kry wanneer jy getuig. Vra vanoggend die vraag, hoekom moet ons dan hoegenaamd getuig? Miskien moet ons hierdie hoofstuk in Handelinge 13 gaan lees dit gerus, dan verstaan ons meer. Natuurlik was daar ook in die stad Antiochië ook teenstand teen die evangelie. Die Jode, daar wou niks weet van Jesus nie en het die apostels weggejaag. En dan lees ons hier, toe die heidene dit hoor, was hulle bly en vol lof oor die woord van die Here. En diegene wat vir die evangelie, vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. Maar die wat vir die ewige lewe bestem was, het heeltemal anders gereageer op die evangelie. Ons lees hier dat hulle dit slegs luidkeels toegejuig het en bly was oor die goeie nuus van verlossing wat Paulus vir hulle gebring het, nuus oor Jesus wat aan die kruis gesterf het. Natuurlik was dit nie toevallig nie. God self bepaal wie oor die evangelie sal juig en vir wie dit 'n aanstoot sal wees, hulle wat kies, die Jode hier in hierdie geval. Maar waar dit die soort reaksie uitlok, vir goede dubbel en dwars, vir die stampe en stote, by die kind van die Here, ook maar somtyds moet lei as hy getuig. Daarom, geliefde, kan ons moed skep en kan ons voortgaan om die taak wat Jesus aan ons opgedra het, vol te hou. Waar God wil, daar sal daar positiewe reaksie wees. En ons stuur ons nie aan die reaksie van mense nie, maar aan die wil van God. Joy and the world.
Here, dankie dat U die hemel vir my oopgemaak het en my U kind gemaak het. Help my om dit te onthou wanneer die geleentheid kom om oor U te getuig. Amen. Liefde, mag jy saam met my 'n wonderlike dag hê.